Almal, daar is die mense wat beloof is om deel te neem aan die kosbare bloed van Christus deur die waarheid van die pasga van die nuwe verbond. Vir hierdie mense wat gered moet word, weet hulle sekerlik. Hulle het moeder. Watter soort moeder is sy? Sy is 'n geestelike moeder, hemelse moeder. Die Bybel getuig dat ons 'n geestelike vader het, en ons het ook 'n geestelike moeder. Volgens Galasiërs hoofstuk 4 vers 28 noem hierdie mense mekaar broers. Kom ons gaan na vers 28. En julle broers is net soos Isak, wie is ons? Kinders van die belofte. Al hierdie mense hierbo het 'n belofte ontvang. Maar soos hy wat op 'n natuurlike manier verwek is, destyds die een vervolg het, wat deur die werking van die Gees verwek is, so gebeur dit ook nou. Maar wat sê die skrif? Jaag die slaafin en haar seun weg, want die seun van die slaafin mag hoegenaamd nie saam met die seun van die vrou wat vry is, erf nie. Daarom, broers, is ons nie kinders van die slaafin nie, maar van die vrou wat vry is. Wie is die vrye vrou volgens Galasiërs hoofstuk 4 vers 26? Sy is ons moeder, daarom is ons die kinders van Jerusalem moeder. As ons hemelse moeder het, moet ons deel wees van God se familie. Dit beteken ons is nie meer vreemdelinge of heidene nie, maar lede van God se huishouding. Dit wil sê, God se familie. Op hierdie manier het God deur die Bybel verkondig wie ons is. As ons deel van God se familie is, moet ons 'n lewe op hierdie aarde lei as lidmate van God se familie. Al leef mense in die wêreld 'n lewe vol bedrog, moet ons nie op dieselfde manier leef nie. Al leef mense in die wêreld gewetenloos, moet ons nie op dieselfde manier leef nie. Almal van ons behoort 'n lewe as God se kinders te lei, die voorbeelde en voetspore van God te volg, nie waar nie? Eers dan sal die ewige koninkryk van die hemel ons in wees. Een van die belangrikste dinge wat God vir ons as voorbeeld gewys het, is om God se genade aan alle mense van die wêreld te verkondig. In Matteus hoofstuk 28 het Jesus gesê: "Gaan na al die nasies toe." Dan, wat beveel hy ons om te doen in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees? Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En ek is sekerlik altyd by julle tot aan die volëinding van die wêreld. Jesus is nie met enige iemand nie. Hy het beloof om by hulle te wees wat in die waarheid is, wat mense doop in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Watter plek in die wêreld doop mense in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees? Slegs die kerk van God voer hierdie werk uit. Is dit nie so wonderlik nie? Deur onsself weer eens te ondersoek, laat ons oorvloedige hemelse seëninge opgaar. Hemelse moeder het gesê: "Aangesien jy met God werk, is ek sekerlik by jou, en ek sal jou help tot aan die einde van die eeu. Daarom, moenie bang wees nie, moenie ontsteld wees nie. Of hulle luister of nie luister nie, gaan verkondig wat God jou beveel het om te verlos." Hoe het God die resultaat van ons evangelie voorbeskik om op die ou end te wees? Hierdie evangelie sal verseker volbring word sonder versuim. Ons kan nie weet of ons sal slaag of misluk in sake van die wêreld nie, maar ons kan met sekerheid weet daar is geen mislukking in ons evangelie nie. Aangesien ons evangelie die mees voordelige gawe van God is, laat ons dit met mense deel soveel as wat ons wil. Die Bybel getuig: "Wie mildelik saai, sal ook mildelik maai." So, laat ons mildelik saai. Dis vir die res van ons tyd op hierdie aarde, laat ons as lede van God se familie lewe. Aangesien ons nie meer vreemdelinge is nie, maar God se familie, behoort ons waardigheid te hê en goeie dade te doen as God se kinders. Ons moet ook baie gawes van seëninge van God met al die mense van die wêreld deel. Laat ons die lig skyn as God se kinders in Samaria en tot aan die uithoeke van die aarde. Met die hoop dat julle almal God se kinders sal wees wat God die Vader en God die Moeder verheerlik, wil ek graag die preek afsluit. Baie dankie.